Ek is Aurelia Jansen van Vieren. Ons was die eerste keer op Good Morning Angels in 2023 en hierdie is ons storie. Ons is gesin van Rustenburg. Ons is 6 wat in 'n huis saam bly. Kevin is deel van 'n tweeling. Sy boetie se naam is Dylan en hy het 'n kleiner boetie Aiden en 'n boetie Damien. Kevin het alleen uitgegaan die aand saam met vriende en vir een of ander rede ons weet nog steeds nie hoekom nie, was hulle op pad van Rustenburg af Harties toe. Ons vermoed dit was so teen 11:00 in die aand gewees. Maar tot vandag toe het ons geen idee wat gebeur het nie. Hulle was 3 in die kar gewees. Die kar het vermoedelik 7 tot 8 keer gerol. Kevin en die drywer was uit die kar uitgegooi. Die ander maatjie het daarom net ligte beserings opgedoen, maar die drywer is ongelukkig oorlede. Ons is deur iemand wat ons ken gebel 1:15 die oggend om vir ons te sê Kevin is al reeds in die hospitaal opgeneem. Daar was 'n karongeluk gewees. En ons het net gejaag. En toe ons daar kom, niks kan jou voorberei vir wat jy nog gesien het nie. Hy het gegaan toe nou vir 'n MRI daar by George Macquarie. Kon hulle nou vasstel dat sy brein verskriklik, daar was nie 'n plek in sy brein wat nie seer gekry het nie, maar die ergste was sy breinstem en sy kleinbrein. En hulle het ons ook toe nou vertel van die inwendige beserings. Hulle het toe sy maag, sy blaas en sy lewer net toegemerk. Dankie Vader, dit was net lacerations. Daar was 'n baie oulike dokter by George Macquarie wat hy was nie eers eintlik die hoofdokter oor Kevin nie, maar hy het homself vreeslik ontferm oor hom. Hy het by ons kom sit na so 2 weke, toe sê hy, luister, dit is wat ons gewoonlik doen, dit is die stappe wat jy moet volg. En hy het aan ons verduidelik dat so gou as moontlik wat Kevin in 'n rehab hospitaal kan kom, hoe beter vir hom. Want by hulle kan hulle net seker maak hy is gestabiliseer, sy vitals check. Daar's geen fisioterapie, enige behandeling wat hulle vir hom in die hospitaal kan bied nie. Na 'n maand het ons toe nou vir hom van George Macquarie na Lynmeth toe oorgeplaas. Kevin het eers einde Julie, ek dink hy was 3,5, amper 4 maande in 'n koma, wat hy net geen reaksie getoon het nie. Tot Desember was hy nog in 'n vegetative state. Hy het minimaal gebeweeg, ek dink net sy 2 vingertjies en sy voorarm kon so beweeg. Dit is al beweging wat hy gehad het. Die kostes net vir die hospitaal was R22,000 'n maand. En dan het sy medikasie bygekom, sy doeke het bygekom. Hy moes 'n spraakterapeut kry, occupational therapist, 'n wound care suster wat elke tweede dag na sy druksere en goedjies moes kom kyk het. Eventually het ons 'n dietitian ingekry omdat hy so verskriklik gewig verloor het. So ja, al daai goedjies was ekstra bo op die R22,000 'n maand. Baie mense in ons gemeenskap, my familie, vriende het almal uitgereik na Good Morning Angels toe, namens Kevin. Vir al die mense naby aan ons wat gehoor het daarvan. En ja, ek dink julle het baie briewe gekry vir hulp vir Kevin wat baie mooi was en ons waardeer dit tot vandag toe. Ons het Good Morning Angels toe gekom om vir Kevin geld in te samel en ons het ongelukkig nie medies nie. So as gevolg van sy beserings moes hy langtermyn behandeling ontvang. Good Morning Angels het regtig daai dag so groot verskil in ons lewe gemaak. Daar's net soveel mense met soveel omgee in die Rustenburg area because the amount of people that have reached out to us and clearly to you as well must have been staggering. Ons het nie eers voor nie, ek kon nie glo hy het in sy 18 jaar soveel mense aangeraak. Kyk na mekaar, ons dink aan julle. From the Good Morning Angels Fund, I want to give you 60,000. Wow. Dankie so baie. We're part of the journey with you and everybody else that's part of our Good Morning Angels family. So good to hear the update, and I want to offer you some more assistance because we're part of this journey. He's already listening to the show this morning. Kevin, another 70,000 for you. Baie dankie.
Good Morning Angels het ons gehelp met 'n gedeelte van die bedrag wat hulle oorbetaal het vir ons uit hulle fondse uit. Maar dit het ook mense, veral in ons gemeenskap, baie bewus gemaak van Kevin se situasie en wat so uitgereik het na ons. 'n Vriendin van ons het 'n bakkebarrie begin waar ons ook 'n hele paar randjies ingesamel het. Hy was 'n vreeslike oulike jong ouetjie in Rustenburg wat vir Kevin 'n groot golfdag gereël het wat ook dit was so mooi geweest en van daar af het alles net geeskalate en vir die laaste 2 jaar die mense ons het so 'n goeie community, nie net Rustenburg nie, maar van oral. Help mense net en dit is fantasties om te sien en dit help Kevin en ek dink dis hoekom hy so ver kom is omdat ons al hierdie ondersteuning het. Van daai seentjie wat ons Desember 23 huis toe moes bring wat sakkie bene, soos ek sê, minimale bewegings. Hy daai Desember vir die eerste keer het ons hom hoor lag. In die hele tyd, ek het altyd gesê ek mis sy stem so. En hy het begin lag en geluitjies begin maak. Kyk, Kevin se plan vir hierdie jaar is wat is loop en praat. Kevin het 'n plan vir volgende jaar. Hy wil graag sy matriek doen. Hy wil by sy oupa se werk gaan werk. Hy wil saam met sy tweeling Boetie. Wat my positief hou is om te sien hoe hard my kind beklei. Hy is so sterk. Ek het nog nooit 'n sterker mens in my lewe ontmoet soos Kevin nie. Vertrou. Hy vertrou op die Here. Die Here het 'n plan. Die Here het 'n plan vir hom wat beter is as sy eie. Wat kan jy verloor? As jy vertrou op God sit. Wat kan jy verloor? Doen jy dit net en dit wat jy. Wat kan jy verloor om op te gee? Sit jy vertroue in die Here. 'n Engel is iemand wat sonder om iets terug te verwag net gee. Partykeer weet mens nie eers wie hulle is nie. Net uitreik na mense wat hulp nodig het en sonder dat jy partykeer eers vra. Vir al die engele wat hierdie laaste 2 jaar oor ons pad gekom het. Askies, ek raak baie emosioneel. Baie dankie. Julle het my kind en nog steeds om die kans gegee om van die begin af die terapie, behandeling, liefde vir ons as gesin het moontlik gemaak om die beste hospitaal te kon kry, sodat hy 'n kans het om weer 'n normale jong mens lewe te kan hê en sonder hele liefde en uitreikings en omgee en support. Ek weet nie waar sou ons gewees het nie. Tata, mama, vader. Dankie vir alles, is 'n plesier.